ons leidsman, stuurman, weerman. Sweef soos 'n adem, want sy liefde dra ons so hoog oor die son. Sweef soos 'n adem, so ver soos die wind waai my lief. Kom vanoggend na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here. Here, ons bid en ons vra U, Here my God, dat U ons uit U hart uit sal bedien met dit wat ons vanoggend nodig het om te hoor, Vader. Ons dank U daarvoor en ons prys U en ons ontvang dit nou in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Goed. Loof die naam van die Here Jesus Christus. Ek wil vanoggend met julle praat oor 'n onderwerp. Gewonde arende. Gewonde arende. Maar voordat ek begin, né? Adrian, jy 'n paar shots in die lewe gevat het nie. Nou sal jy met dieselfde salwing oor daai goed kan praat as wat jy nou kan praat. Rudy? Hè? Robbie? Hè? So kan ek elke een van julle vra. As jy nie sekere houe gevat het nie, as jy nie sekere noodlottige wonde opgedoen het nie, sal jy met dieselfde salwing kan bedien as wat jy nou bedien. As jy nie in sekere sonde, en ek sê nie jy moet in sonde val nie, maar as jy nie in sekere sonde geval het, en jy moes letterlik uitbreek uit die toue en die dinge wat jou vashou, nee. En sou jy verstaan het wanneer 'n volgende ou met dit sukkel. Jy sou nie verstaan het nie, as jy nie self moes letterlik skreeu uit jou binneste en uitgeroep het, Here God, help my, want ek kan myself nie help nie. Jy sien, jy moet op daai punt kom. Wanneer jy so vasgemaak is, dat jy so neergeslaan is, dat jy so verbryseld voel, dat jy op 'n plek kom, dat jy weet, jy jouself nie meer kan help nie, en net God jou kan help. Dis 'n goeie plek om te wees. Jy kom agter, onthou, jy is nog aan die ding, jy kom agter, dat jy kan jouself nie meer help nie, en net God kan jou nou help. Amen. Gewonde arende. Maar dit gebeur net met heidene, absoluut nie met bloedgewaste kinders van God nie, né? Nee my vriend, laat ek ietsie vir jou sê, dit gebeur absoluut met ware, egte kinders van God. Daarom is my titel vanoggend, Gewonde arende. Nou kom ek wil gou vir julle sê, julle weet mos die Here het my baie goed gunstig gewees om my te help, laat ek kan droom, en dan leer hy my iets in die droom. So ek is baie dankbaar vir dit. Nee, hoor gegooi. Van julle het hierdie getuienis al gehoor, maar hoor net hier. Ek droom een aand, ek ry in 'n voertuig, nogal 'n redelike langerige voertuig, soos wat die meer oudtydse voertuie is. Hoekom ek het herken, hy was daai ligte blou kleur en hy het daai lang bonnet gehad. Nou ry ek met hom, ek ry deur 'n woud met hom. Volgende oomblik, julle kom hier net so 'n movie se arend. So dwars oor die pad hier, reg voor my voertuig ingeloop. Maar ek slaan brieke aan. Na hy lang bonnet, gaan sommer so, typiese Amerikaanse kar. En ek spring uit en kom so omgehardloop. Hier staan die, 'n massive arend, so groot arend staan hier voor die voertuig. En ek kyk hom so, en ek sien maar sy vlerk, né, is verbind, is toe gebandage. Nou kyk ek hom so, en toe sien ek iets maar uit 'n krikhok, né? So hy kan nie vlieg nie, en hy kan ook nie oordenklik loop nie. En ek staan so by hom, die volgende oomblik sien ek net in my droom hier ry ek verder. En toe ek verder ry, kom ek by 'n groot groep Christene. Stop ek by hulle, en ek word wakker. OK. Die woord van die Here sê, hy maak ons, ek gaan dit vir ons lees vanoggend, soos arende. Nee?
En dit is kinders van die Here, Christene, hoor gehou hier, wat 'n pad met die Here gestap het, maar miskien is sy vlerk gebreek. Hy kan nie meer vlieg nie. Maar sy voet is ook seer, hy kan nie meer loop nie. En hoekom ek nadat ek met daai voertuig gery het by die groep Christene uitgekom het, die Here sê vir my, hierdie woord is vir die kinders van die Here. En toe ek wakker word, toe sê ek, Here, wat is hierdie dat my voertuig by hierdie aand uitkom? En voertuigbediening. En die Here sê vir my, ek gee vir jou 'n bediening. Waar gewonde arende sal jou bediening jou pad kruis. En ek het jou 'n roeping en 'n bediening vir dit gegee. Amen. Amen. Loof die Here. So, hoor nou hier. Ons gaan begin. Gewonde arende vanoggend. Right. Ons begin by die heel laaste boek in die Bybel. En die heel laaste hoofstuk in die Bybel. En amper die laaste vers. Openbaring 22. En ek gaan vir ons van vers 13 af lees. OK, hoor gou hier. Openbaring 22 vers 13. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die towenaars en die oreerders en die moordenaars en die afgodsdienaars en elkeen wat leuns lief het en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blinkmôre ster. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Wow. Laat hom wat wil kom en die water neem verniet. Maar ek wil by hierdie eerste gedeelte kom, tweede vers 14. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Ek wil by daai stop. Salig is die wat sy gebooie doen. Okay. Dis die laaste boek, laaste hoofstuk in die Bybel, né? Wat is die gebooie? Wat is die gebooie? Want dit is salig, gelukkig is hulle wat dit doen. Wat dit doen. En jy sien, daar's 'n groot verskil tussen ken en doen. So manne, ek kom vanoggend na julle toe. Ek wil hierdie boodskap vanoggend open met hierdie salig is hulle wat sy gebooie doen. Dis sy woord. Dit is sy woord. En ons moet sy woord ken, ons moet nie sy woord verdraai nie. Ons moet nie sy woord verdraai nie. Ons moet ook nie net skriffies uitpik, né? Wat net ons van hou nie. Dan is dit soos 'n hoender wat nie die mielies wil eet nie, hy pik net die sonneblom. Dis waarheid. Dan is jy nou nie meer soos 'n arend nie. Nou word jy 'n hoender, jy pik nou net die sonneblommetjies uit. Die res gaan jou nie aan nie. Dis presies dit. En dit is mense wat gewoonlik gewond raak in die proses, want hulle onderhou nie die hele woord nie. Sê die woord nie, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, en tot regwysing nie. Amen. So vir my is baie belangrik, hoor gehou hier, hele skrif is deur God ingegee, inteendeel, oorspronklike vertaling, God geasem, die hele woord is God geasem, dit beteken elke skrif bring lewe. Of hy jou bestraf, of hy jou leer, nee, en of hy jou rigting gee. Hy gaan vir jou lewe bring. Amen. Goed, tweede gedeelte. Julle moet saam met my kyk hierna. Openbaring 3 vers 19. Openbaring 3 vers 19. Kom ons kyk gou. Hy sê in Openbaring 3 vers 19, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig
en bekeer jou. Nou, ek weet in ons tyd wat ons leef, hou niemand van bestrawende predikers nie. Wel, ek kan nie sê niemand nie. Sommige hou nie van bestrawende predikers nie. Nee? Maar die groot nuus van hierdie saak is eintlik, julle hoor gou hier, as iemand die gees van Christus Jesus binne in hom het, dan gaan bestrawing deel van dit wees, anders het hy nie Christus in hom nie. Bedink daar, maar die oomblik as iemand op 'n puntjie in my lewe druk wat verkeerd is, dan slaat ek in 'n rebellie uit. Wil dit nie hoor nie. Wil dit net nie hoor nie, soos om saam te bly in seksuele verhouding met mekaar, maar jy is nie getroud nie. Die woord van God praat direk teen dit. Nou slaan ek 'n rebellie uit, ek slaan sommer bommeltjies by die kerk uit. Nee, want ek hou nie af van nie. Julle dat al baie mense terwyl ons in ons kerk is, wat ons besig is om te preek, as gevolg van daai ding, dan sien ek hoe staan hulle op en loop hulle uit die kerk uit. Maar hoor hierdie woorde, almal wat ek lief het, bestraf en tigtig ek. Jesus het ons lief, so hy gaan deur sy predikers in bestrawing en tigtiging praat. Nee? Maar hy gaan ook met liefde praat. Want hy is liefde. Hy gaan met liefde praat. Nee? So, kom ons luister na hierdie woord. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, daai deur is jou hart, hoor. Ek gaan jou nou reguit sê, daai deur is jou hart. Dis nie 'n ander deur nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En hoor wat is die belofte dan wat aan hierdie kom? Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met hom te gaan sit op my troon. Julle, luister gou die beloning. Hoe groot dink julle is dit in die hemel? Hoor gou hierso. Jy aarde is verby. Jy het jou laaste asem uitgeblaas. Nee, jy's in die hemel, in die hele hemel. Die skare van die heiliges is daar. Nee, die engele, die serafs, die gerubs, almal is daar. En God sê, Robbie, kom asseblief vorentoe. En as jy voorkom, dan sê hy, kom sit asseblief saam met my op my troon. Voor die hele hemel. Wil jy dit hê? Is dit wat jy graag sal wil hê in jou lewe moet gebeur? Julle luister gou hierso. Ek dink is een van die grootste ere in die hemel wat iemand kan toekom. Om deur God in die hele hemel uitgeroep te word, deur die Seun van God uitgeroep te word en sê, kom sit saam met my op my troon. En dan sê ek, Here, asseblief, bestraf my. Tigtig my, trek my reg, wys my wat ek moet neerlê, gee my die krag om dit te kan doen, laat ek U kan vasgryp, Here. Amen. Julle luister gou hierso. Daai woord wat die Here vir my gegee het, ek gee jou vir bediening, om vir jou, ek stuur vir jou gewonde arende, hulle vlerk is gebreek, nee, hulle is verbind, hulle voet is ook seer, ek kan nie oordenklik eers mee loop nie, so het die goed hulle gehammer, deur hierdie lewe, hy loop met 'n kruk, man. Dis seuns en dogters van die lewende God, wat deur die vyand getref is, omdat daar openinge in hulle lewens was. En ek gaan my ongelukkig vir jou sê, ons maak die openinge. En dan word ons getref deur keuses wat ons maak, né? Okay, amen. Nou, spring net gou van vers 14 af terug na vers 10 toe. Hoor net wat staan hierso. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon van jou kan wegneem nie. Manne, luister hierso. Nou praat ek vanoggend, manne, vroue, jong mense wat na hierdie boodskap luister, jy wat Jesus Christus lief het, arende van God. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou kroon van jou kan wegneem nie. En weet julle wat, ons gaan moet begin om 'n vaste besluit te neem. So wanneer daai versoeking na ons toe kom, julle luister gou hierso, jy gaan hom moet haat.
Jy gaan moet vanoggend besluit, dat jy alles haat wat God haat. Neem daai besluit. En vra die Here om dit in jou hart te werk, sê, Here, sit in my hart, 'n haat van al die dinge wat U haat, Here, my God, en ondersteun my Vader kragtig, arende van God. Nou praat ek met elke man, elke vrou, elke jong mens, wat deur God besit is, wat sy eiendom is. Miskien is ander nog, hulle is nog in die nes, en daar's nog net donsies op hulle, né? Maar is hy nie 'n arend nie? Hy's wel 'n arend, kyk in my, hy's 'n arend. En dan kry jy hom, hy raak ons 'n bietjie groter, dan kom 'n bietjie stywe vere, en dan maar kan hy al vlieg. Nee, maar as hy 'n arend, hy's 'n arend. Of sy's 'n arend, né? Hoor gou-gou, dan kry jy daai jongeling, né? Hy sprei al die vlerke ou maat. Hy check hierdie krans elke nou en dan, né? Hy's gereed om te spring, maar sy hart begewe hom nog. Is hy 'n arend? Hy's 'n arend. Is hy al toegerus vir die hoër hoogtes? Nog nie. Ja, hy het al vlerke. Ja, daar's al vere, maar hy het nog nie daai oefening ingekry nie. Manne, ek kom vandag na julle. Ek wil vir elke een dan wat hierdie video sê, God het toe hy die kuiken geskape het al met vlerke geskape. Hulle moet net groei. Nee. En daar kom 'n tyd wanneer jy gaan moet uitstap. Doef. Daar kom 'n tyd wanneer jy van die krans af gaan moet afspring. Moenie worry nie, pappa en mamma is daar. Moenie worry nie, hulle hang daar in die lug. Daai arende. Nee. Hulle weet hoe om 'n vallende kuiken te vang. En hulle weet, gaan ondersoek dit, gaan dan vors dit 'n bietjie na. Het jy geweet as die wyfie arend vlieg, né, en sy kies haar maat. Ek dink is 'n tak wat sy gooi of so iets wat sy gooi. En as hy daai ding misvat en vang, vat sy hom nie. Hy gaan haar kinders laat val. Hy gaan haar kinders laat val. O julle luister, laat ek iets vir julle sê. Weet julle wie is ons Vader? Dis God in die hemel. Ja, miskien het jy van 'n krans afgeval en jy's besig om met 'n spoed te val en dit voel vir jou of jy jou te pletter gaan val, maar ek sê vir jou, arend van God, seun van die Here God, die Allerhoogste, daar's 'n lewende God wat oor jou waak, wat jou Vader in die hemel is, en daar's geen manier dat hy jou mis sal vang nie. Hoekom nie? Jy's van sy soort. Jy's van dieselfde gees. O julle, jy's van dieselfde stoffasie gemaak. Jy's na die beeld van God geskape. Wat God is ook in jou. En jy het vir hom waarde. Ek gee nie om hoe die lewe jou behandel het tot hier toe nou nie. Ek gee nie om wat is besig om in jou lewe besig met jou te gebeur nie. Maar daar's 'n Vader in die hemel wat oor jou waak. En hy sal jou sekerlik, Adrian, nie te pletter laat val nie. Daar's geen manier nie. Omdat jy my woord van my lydsaamheid bewaar het. Lydsaamheid, dis 'n geduldigheid. Julle, lydsaamheid, het jy geweet die woord lydsaamheid is 'n geduldigheid. Dis 'n geduldigheid. Julle, okay. Al julle sondaars. Ek praat nou met elkeen. Nee? Want die woord sê, wat sê hy sondig nie, hy lieg en die waarheid woon nie in hom nie. Okay, so net die probleempie gou hanteer as jy gedink het jy is volmaak. Okay, hoor gou hier. Wat is, wanneer jy deur allerlei trials en tribulations begin gaan, né? En jy stoei, jy kry goed nie 100% reg nie. Né? Jy kry dit nie reg nie. Dit is, sê vir my, as daai jong arend vir die eerste keer van die krans afspring, dit sy eerste keer, vlieg hy perfek. Het hy papa en mama nodig? Gaan hy jou maat, né? Dan kom hy pa onder hom in. Vang hy hom. Of boom, ek weet nie of hom so gryp of hy net onder hom inkom nie. Maar luister gou hier. Hy vang hom. Maar sê my met daai afval is daai klein arendjie besig met hierdie vlerke. En hoor gou, omdat jy die woord van die lydsaamheid, dis 'n geduldigheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing. Wat oor die hele aarde kom. Klap jou vlerke, span jou vlerke, en ek kry visie. Julle, om te spring is om te glo.
en te vertrou, dat wat God in sy woord sê, dat ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. So ek kom na elke arend van God, ek noem julle nou arende, want julle is arende. Of nou 'n klein arendjie is of 'n groote. En elke beproewing wat oor jou lewe kom, dit voel altyd nie lekker nie. Voel nie altyd lekker nie. Sê ek nou vir jou, is God daar vir jou. Klap daai vlerke, hê visie, roep soos 'n arend. God het dit vir jou gegee. Hy het jou geskaap om 'n survivor te wees. En believe my, ek gaan jou nie jou dood laat val nie, hoor. Moenie worry oor daai een nie. OK, hy gaan nie. Amen. Dan. Hoe mooi is hierdie. Hierdie Here is mooi. Openbaring 3 vers 8, selfe hoofstuk. Hoor gou hier. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Dis nou hier waar ek aggressief wil begin raak. Ek sal nou kalmeer. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Julle luister gou hierso. Jy het my woord bewaar en jy het my naam nie verloon nie. Wat beteken dit? Jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Dit beteken, jy het perfek in die woord van God gewandel, jy het nooit daarvan afgewyk nie. Man, jy is streamline. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Hoor gou hierso. Jy het die woord van God gehoor. Jy het die woord van God in jou hart opgevang. En jy daarmee begin beweeg, maar toe. Het al allerlei struikelblokke gekom. Jy selfs menigte kere deur die vyand agter die kop geklap, dat jy daar teen die grond plat lê en jy weet nie wat om te maak nie. Maar al het dit gebeur, het jy weer opgestaan en jy het weer vorentoe gedryf. Kom aan, lewende arende van die lewende God. Jy het opgestaan, al is jy plat geklap. En jy jou vlerke weer oopgespan en jy die winde van die Heilige Gees geskep en jy het weer opgegaan. Jy het jou sonde bely, jy het die dinge wat jy weet God haat, het jy voor God bely en jy het hom nagestrewe met alles wat in jou is. Julle sien, jy het my woord bewaar, is nie all smooth sailing nie. Nee, daar's storms. Daar's winde, daar's reën, daar's blitse. Daar's golwe wat soos berge lyk. Maar jy het te midde van alles het jy nog steeds aangegaan. En hoekom laat God dit toe? Mense sê, ja, as daar 'n God was, hoekom laat hy dit toe? Man, dis sodat jy kan groei, sodat jy kan besef, sodat jy 'n salwing kan ontvang, dat jy mense met 'n salwing kan bedien. So weet julle wat is die eerste plek van die genesing van die arend? Wil julle weet? Dat hy nie meer so loop nie. Maar as sy vlerk gebreek is en hy het gekrik, dat sy kop opgetel is en hy so loop. Tel jou kop op. Ek gee nie om wat jou omstandigheid is nie. Tel jou kop op, peer vorentoe. Geskielik agterkom, nou loop jy reg. Dan gaan jy skielik agterkom, maar die verbande raak los. Hoekom raak hulle los? Want jou kop is op en jy is besig om vorentoe te beer. En jou gees, julle luister gou hierso. Het julle geweet dat iemand met 'n neerslagtige gees, as hy siek is, word sieker? Dis 'n feit. Het julle geweet dat 'n Christen met 'n neerslagtige gees, jy sien, dis waar die Satan jou wil hou. Want as jou gees begin siek raak, dan raak jou liggaam ook siek. Of sieker. Julle, maar ek het oor en oor gesien dat as mense se gees, hulle kop is opgelig, hulle gees is vir God, maak saak wat die toestand van hulle liggaam is nie. Man, dis nie lank nie, dan begin jy sien, dan begin al liggaamsgenesing kom saam met 'n opgeligte kop en 'n gees wat opgerig is in God. So daarom, arende van God, gee nie om wat is jou situasie nie, gee nie om of jy gebreekte been het en jy met 'n kruk loop nie, en of jy gebreekte vlerk het nie, tel op jou kop, dis jou eerste stap. Kyk na die Here jou God. 'n Arend is nie gemaak om op die aarde te loop en met sy kop in die grond te sit nie. Wie het vir my gesê, iemand het in die week vir my gesê, het ek geweet dat 'n arend
vir 'n uur, is dit 'n uur of is dit 'n halfuur, ek kan nie onthou nie, né? Per dag, dis nou snaaks, ek het dit in die, iemand het Sondag vir my gesê, direk in die son kyk, om sy oë skoon te maak. Wow, kan jy in die son kyk? Op die fisiese aarde, jy gaan sê nee, maar ek vra nie om in die fisiese son te kyk nie, ek vra jou, tel op jou hoof en kyk in die son van die heerlikheid Jesus Christus, stip en kyk diep in hom in, want dan sal 'n suiwering in jou kom, julle, dan sal 'n genesing in jou kom, en dan sal sterkte in jou kom, amen. Moet ek stop, sien die tyd vang my, right. En hoor wat staan hierso, sorry, die woord is te lewendig, toe maar ek sal nie so Sondag maak en 2 ure preek nie, right, wie oorwin, ek het hom 'n pilaar in die tempel van my God gemaak. Kom aan julle luister gou, wat doen 'n pilaar? Hy ondersteun. As ons hierdie gebou se pilare begin uitslaan, wat gaan gebeur? Gebou gaan mekaar val. Julle luister gou vir my volgende. Ek het jou 'n pilaar vir hom wat volhard, vir hom wat sal aanhou, vir hom wat al struikel hy, dit gaan nie oor struikel nie, hoor. Al struikel hy, sy sonde sal bely, sy hoof sal optel in die aangesig van Jesus Christus in kyk, julle. Ek sê vir jou genesing stroom na jou toe uit. Ek sê vir jou sterkte stroom na jou toe uit. En ek sê vandag vir jou dat die Here sê as jy dit doen, sal ek jou 'n pilaar in die tempel van my God maak. Hierdie woord net vir my. Dis hoe dit vir my voel, julle, rarig. Hoor nou hê. Wie oorwin, ek sal my pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem. Ek moet ongelukkig afsluit. Die tyd het ons gevang, maar ek wil gou vinnig vir julle hierdie sê. Julle luister gou hierso. Jy is 'n arend en daar's niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is. 'n Arend is nie gebou om op die aarde rond te loop nie, maar te vlieg. En ek kom vandag na julle toe, om vir elke een van julle te sê, hierdie boodskap is vir manne, vroue, jong mense, wat voel, daar's nie meer hoop nie. Ek sê vir jou, God is 'n lig wat in duisternis inskyn. Ons God, daai arend, wanneer hy duik, wanneer sy kyk en val, of sy kind val na die aarde toe, hy duik in die diepste klowe in, en al skep hy hom net voordat hy die grond tref, sal hy hom skep. Mis, hy sal nie mis nie. En ek kom vanoggend vir julle sê, God het nie gemis, toe hy jou gekies het nie. God het nie gemis, toe hy besluit het om jou 'n arend te maak nie. Hy het nie gemis nie. En God sal nie op jou moet opgee nie. Maar met jou, ek wil hê julle moet hierdie hoor, maar met jou aanhou. En as jy moet opgee, dan hou hy nog steeds met jou aan. Hierdie trui is so mooi, en is amper arendsvere. Julle luister gou hier. Luister gou vandag hier. Tel jou kop op. Roep die naam van die Here jou God aan. Al het jy wat gedoen, wat sy situasie geland. Nee, kyk weer in die son. Gaan reinheid, heiligheid en suiwerheid na jou toe bring. En 'n genesingswerk in die krag van God. In Jesus se naam. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom vanoggend na U in die naam van Jesus Christus, U seun. Ek dank U, Here. Ek loof U, Here.
Vader, ek prys U vanoggend. My God, penetreer ons met die Gees, Here. Herstel ons, Here, daar waar ons gewond is, Here. Laat die salfolie van die Heilige Gees in beweeg, Here. Genees ons wonde, Here. Geef ons nuwe krag, Here. Dra ons in op die wind van die Heilige Gees. Rig ons op in die krag van God. Vader, ons roep dit en ons dankie en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dankie, André. Sweef soos 'n adem, want sy liefde dra ons so hoog bo die son. Sweef soos 'n adem, so ver soos die wind waai my lief, en die Here se krag. Sprei maar jou vlerke, daar steeds 'n band van hand na hand. Maak my jou